Wie het Dawid se buurman doodgemaak? Wie? Ek was 'n dronkie, ek was 'n moordenaar, ek was alles, en God gebruik my. Gaan nou van hierdie ou sê, so raas. Hy was mooi op sondagskool, nooit iets fout gedoen nie. Maar sy ma, en sy mense, sy ouma en sy ma hier vanaf, hulle het strooi aangejaag, hy was verwerp die hele tyd, te stuur hom na my toe. En toe moet ek na die armige kindjie kyk, maar ons gaan nou net daaroor praat, kom ons los dit nou. Julle moet skaam wees, hoe julle daai kind behandel het, nooit brood gegee nie. Hy eet julle die skaapchops. Ek trek die ding op, dit het 2017 gebeur. Dan gebruik die ou maar gom, maar hulle... Nee, julle lag, ons gaan nou hierdie goed oopbrak. Daai, was 'n soet seentjie. Hy het al sy seels by die sonnaskool gekry, maar kom ons los dit net daar. Ons gaan nou... Hey, bly julle stil. Ek is so bly julle het vanaand koeke. Ek dink dis die eerste keer wat jy diens vir my bywoon. Van 2016 kom daai seun na my toe. En jy kom nie na diens en jy is lekker bang. Maar oké, ons los dit net daar. Ek het nou die dag geskrik, toe hy met jou op die videocall is, en ek wil hallo sê, en ek sien hy klomp krullers in jou kop. Maar kom ons los dit. Kom ons los dit. Julle is oulik hoor, al wat ek julle wil sê. Deur jou het jou ouma vir 'n pastoor geleer. So werk God. Maar oké, kom ons los dit nou. Mense, en Betseba bad. En Dawid sê, kom kuier vir my. En Dawid maak haar pregnant. En sy verwag, en hy weet, uit moeilikheid. En hy sê, bring gou haar man van die veld af. Jy luister gelees. Ja. En hy sê, slaap net gou vanaand by jou vrou, want hy wil dit net cover. En dan praat ek en jy môre. Hy ou sê, ek is 'n ware soldaat, ek slaap nie weer. Dawid het moeilikheid. Dawid het moeilikheid. En Dawid, hoor gou mooi, eers slaap hy by, eers het die oog wel eens gehad. Toe slaap hy by haar. Toe beplan hy cover hierdie kind. Nou gaan hy oor 'n moord. En hy skryf 'n brief aan die generale aan die einde van die grens. En hy sê, wanneer die stryd op sy ewigste is, onttrek skielik, dat hy sterf. Ja. Want dan kan hy sy vrou vat. Hy seël dit met sy ring. Hierdie ou buurman is so ordentlik. Ek sou die brief oopgestoom het. Op pad. Gelees het wat sê. Hierdie ou stoom nie die brief oop, hy hou hom toe. Hy is ordentlik. Ek dink toe Dawid daar by die hemel aankom, het ek vir hom gesorg. Maar oké, hy vat dit en hy gee dit vir die generale. En hulle lees, oké, sit hom voor. En die vyand op sy sterkstes, onttrek en die buurman sterf. Is 'n moordkomplot, wat koning Dawid gedoen het. En hy trou met sy vrou. Ons weet nou, die kindjie is dood en al die goedjies, né? Maar, wie het Dawid se buurman doodgemaak? Wie? Praat 'n bietjie saam. Die vyand het hom doodgemaak, fisies. Die generale wat gekonkel het is deel, maar Dawid se briefie. Nee. Wat sê die? Wat so? Wie maak jy 1200 babas per dag dood, die aborsies? Die dokter, sommige regering, generale, maar elkeen met 'n briefie geskryf het. So 'n briefie. Ek stem vir julle, wat staan vir aborsie. Was Dawid skuldig? Ja. Dan is elke stem ons skuldig aan die 1200 babas wat môre doodgaan. Wil ek julle vertrap, wil ek julle veroordeel? Ek wil net sê, sy bloed was so skoon. Gaan vanaand en sê, Here,
kom my onkunde te help. En hy was jou skoon. Hy was jou skoon. Ons het nou 1 Februarie, 29 jaar van abortus in hierdie land gevier. Ek het gaan uitwerk en met 'n dokter gepraat, hoeveel, ek is aktivis teen, hy sê in Spreuke 24 vanaf vers 11, wie sal uitroep vir hulle wat op pad slagpale toe is? As jy oor hierdie goed praat, sê mense, hou politiek uit die kerk uit. Dis baba moord. Dis die politiekie, broer. Dis die politiek wat dit veroorsaak. Of nie politiekie, Christenpolitiek veroorsaak dit nie. Maar hoor gou mooi. Toe gaan werk ek uit. Jou babatjies, hoeveel bloed het elke babatjie? En hoeveel van 1997, 1 Februarie, se bloed, want hy sê, Kain slaat vir Abel dood. En hy sê, Abel se bloed roep uit. So Suid-Afrika gaan voor God staan. Sy bloed roep uit. Dis een man se bloed. Ek dink ons het uitgewerk, ek is nou 'n bietjie verkeerd. Ek dink dit is 16 of 18 oil tankers wat jy kry, wat vol baba bloed sal wees. Wat ons van 1997 Suid-Afrika gevloei het. Is ons dan christelik? Ons is so ver van christelik af. Ons is so ver van christelik af. Nou wil ek vanaand sê, as jy abortus gedoen het, hy vergewe. Amen. Ek is hier om jou te trap vanaand en te vertel hoe gaan jy al toe oor die abortus. Ja, as jy nie wil bely nie, dan gaan jy. Maar ek is vanaand hier om vir jou te sê, hy vergewe jou. Hy is lief vir jou. Hy gee om vir jou. Maar hy gee vir daai baba ook om. En vanaand wil ek vir jou vra, Christen, wat doen jy dat mense by God kom? En ek wil lees hier vir jou. Lukas 5, ek lees sommer. En op een van die dae was hy besig om te leer. En Fariseërs en wetgeleerdes, wat gekom het uit elke dorp van Galilea, en Judea en uit Jerusalem, het daar gesit. En daar was krag van die Here om hulle te genees. By hierdie selfde plek waar hy was ek nou so 5 weke terug, by daai plek. By daai huis. En daar het manne, 'n mens wat verlam was, op 'n bed gebring. En hulle het probeer om hom in te bring en voor hom neer te sit. En toe hulle vanweë die skare geen kans sien om hom in te bring, klim hulle op die dak en hulle breek oop en laat sak hom. Ek en jy het WhatsApps, Facebook, selfone, soveel dakke oop te breek nie. Ons kan in die gemak van ons huis sê, hier's 'n diens môre aand. Soveel is oop te breek nie. Maar ons doen nie dit nie, 2% doen dit. As jy dan werklik so Christelik, probeer jou nie trap, ek vra jou vraag. Tyd laat ons na die basics toe kom. Ek ken mense wat doktoraal geleer is en alles geleer is. En dis mooi, 'n mens mag. Tommy hulle leer ook nou. Nee, en sy vrou. Teologie, doktoraal. Maar hoor gou mooi, dat ek dit vir jou sê. Jy kan alles geleer wees. Maar as jy nie eers iemand kan aan Jesus voorstel nie, is daar groot fout. Hierdie ouens breek oop. Ek en jy sit met ons WhatsApp wat ons net kan tik vir 15 minute en mense nooi. Ons doen dit nie. Hoeveel Christene stuur vuil grappe rond, maar kan nie op 'n Saterdag aand vir pelle stuur, wil jy nie Sondag saam by kerk toe gaan nie. Ek los dit daar. Die Here sal self verder werk. Maar kom terug. So ry ons R317 het ek in die bank. Ons het 'n plek aan die ander kant waar mense moet eet 3 keer 'n dag. Omtrent 70 dae, 3 keer 'n dag. Ons het in die sendingveld by mense net daar, het ons, ek dink 28 sendelinge wat uitbeweeg, hulle moet pay, almal moet kry. So R317 in ons bank, en hier klim ons met 'n lorry wat 4.5 kilos op 'n liter ry. Maar ek kan julle sê, maandag varsgemaalde meel wat daar is. Die hele mielie. Ons haal die krag uit die. Proom. Maar as julle saamkom, bring 'n bak saam, of jy mieliemeel gee.
moenie dit cheap vat, daai is nie sommer se mieliemeel. Maar in elk geval, en die bussie, 14 mense toe ek aanry Kimberley toe sê ek, Here, ons wil net 'n koffietjie drink, en ek werk uit 'n latte vir elkeen R980. Vir een koffie, en ons is 13 dae op die pad, 3 etes. School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sendeling wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sendeling te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansorie Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou. Pop en Gospel is waar die tekke die deurslaan, waar ons uitgaan en vir mense wat honger is, wat verlore gaan, die evangelie bring. Feeding the nations through salvation. Maak disippels van alle nasies, raak betrokke by Pop en Gospel. Gaan werk so 'n trip uit. Net die diesel vir ons nou, as Hormuz, nie, hulle het gister daar deur gegaan, by Hormuz. Weet julle wat is Hormuz? Is daar by Iran. Suid-Afrika mag gaan deurgaan, want hulle spel met Iran. So hulle die olie gebruik. So moontlik kry sy 'n 7% verhoging, ek weet nie. R7. Maar, ek bid nie meer in die olie moet hier uitkom nie. Ek bid nie meer die goed nie. Ek bid Suid-Afrika moet op sy knieë kom. Hy draai teen Israel, hy krap, Suid-Afrika moet op sy knieë kom, dat al hierdie liberale mense wat stem vir hierdie gemorste, 'n slag geskit word. Kan ek vir jou sê, God gaan nie net die regering skit nie, hy gaan elkeen skit wat hulle daarin gebring het. Die mense, ek kry pastore, wat kandidate is vir die DA. Hoe is jy, lees jy nou Bybel, en môre staan jy vir aborsie? Ek stuur jou net vanaand, maar môreaand gaan ek vir jou 'n plan bring, 'n baie eenvoudige plan. Is in jou huis, dis baie maklik, dat jy kan oorwinning kry. Ons het R317, en ons begin ry. Die trip gaan vir my so, plus minus, nie vir my nie, maar die Here is so 70.000 fos. Saam met alles, die etes, alhoewel ek nie etes koop nie, die ouens koop etes. Gisterand het ons lekker by BP Karaats geslaap in die parking. Maar ons het aanbiedinge gekry, maar ons was moedwillig. Want ek moet sendelinge oplei. Hulle kan nie net lekker slaap nie. Lekkerslaap.com, nee. Maar oké, maar hoor gaan mooi. Ek wil vir jou sê, ek bid die Here, ek sê, Here, ek moet tyres change op hierdie lorry. Hulle is duur. Maar moet laat 'n tyre tog nie gaan nou nie. Daar gaan 2. Tot op Kroonstad. 2. Ons wag 6 ure by een. En dis hy wat ry. Die laaste 4 weke, 7 tyres. Wie? Jy. Wie? 8. 9 tyres. Okay. Jy kan dit nie glo nie. Die Here is lief vir julle 2. Kom gou hierso. Ekskuus tog. Kom gou. Het julle kerk toe gekom, of wat kom maak julle? As julle 'n familie? Nee, maar. Okay, maar kom sit 'n bietjie. Dan as julle dan hardloop julle daar rond. Kom wil julle nie sit nie. Jesus is so lief vir jou. My kind, stop om met God te spot. Ek weet nie.
In die naam van Jesus sê ek vir julle al twee. Die graf is nie 'n grap nie. Wanneer dit sak en jou asem is uitgeblaas, is dit vir ewig te laat. Ek roep julle vanaand met die liefde. Moenie gaan nie. Sit hier en luister, maar julle besluit. Ek is lief vir julle en die Here is lief vir julle. Don't play with him. I ask you. Mama, ek weet nie wie jy nie, maar ek sê dit vanaand. Vir jou. Ons kan nie so speel nie, met God nie. Maar as julle besluit, hoor. Ek trap julle nie uit nie. Ek is lief vir julle. As ek julle net laat gaan, het voel ek niks. Ek moet badkamer toe gaan. Ek moet badkamer toe gaan. Gaan badkamer toe, geniet jou. Bye bye. Mense, hoor gou mooi. Weet jy wie se man ek is nie snaaks nie. Ons moet sien wat gaan daar aan en wat gaan daar aan. Ek gaan nie laat daar gemors word nie, terwyl ons met God besig is nie. Ek het mos so. Ons is met God besig nou, nie om mense rond te smeer om die bekkie. Ons is besig dat mense moet regkom. Wanneer hy kus sak van hy kinders, is dit vir ewig te laat. Gister is een van ons studente dood. Dis vir ewig te laat. Ons is nie hier op 'n plesierboot nie, ek en jy nie. Ons is op 'n reddingsboot. Ons moet mense red. Maar oké, kan ek vir jou sê, ons het ingegooi diesel. Ons het genoeg geëet. Ons busie is vandag geservice. Ons het 2 ekstra. Wie gebruik God? Hy sê in Jesaja, ek sal konings stuur om vir jou te sorg. Konings, presidente, ministers. God is so goed. Die president van die Republikeinse party van die oppositie in Namibië bel en sê, ek sien jy sukkel met tyres, ek betaal. Dit is wat God doen. Maar God sê ook vir my, wonderwerke gebeur hier in 'n sitkamer. Mense sê altyd, Royce, waar kry jy jou stories? Ek bly sit hier in die sitkamer, ek gaan uit. Kom staan julle klomp almal hier. Vanaand kan ek vir julle sê, ons het so oorvloed geld. Ons diesel is al betaal. Ons alles. Daar aan die ander kant kan hulle van die sendlinge betaal. Kom staan gou hier, ons gaan net vanaand so lekker gesels. Ek gaan so namens julle praat, julle kan ietsie praat. Maar ek gaan nou nie gee vir elkeen vanaand nie, want anders vat ons te lank. Amen, Roan. Vir jou gaan ek net, kom staan net hier. Sop vandag. Okay. Kom ons werk hem so. Okay. Jy het 1 minuut om iets te sê. Alright, ek wil net sê, dis 'n baie groot voorreg om hier te wees vanaand. Die Here is regtig kragtig. Ons dien 'n lewendige God. Hoekom kan ek dit sê? Want hy het al in my lewe gewerk. Hy het al my lewe gered. As ek kom is regtig 'n voorreg om hier te wees, te sien wat ek kan sien en te beleef wat ek beleef. En ons dien 'n magtige, kragtige God en ons moet vashou aan hom. En daarom kan ons nie altyd room om die monde smeer van mense nie. Ons moet baie keer ernstig wees. En ons moet soveel as mense moontlik bereik, want ander het ook nodig wat ons nodig het. En ek is net baie dankbaar om hier te kan wees vanaand. Baie dankie. Die Here is besig. Die Here is besig om die puzzels in Suid-Afrika reg te skuif. En op 'n oggend gaan julle sien wat gebeur. Daar's nou 'n minister, wat ek nog nie gaan sê nie, van die ANC, wat hom laat doop het na bekering. Toe hy uit die water uitklim, hulle is so teen Israel, jy weet het. Toe hy uit die water uitklim, toe sê hy sy eerste woorde, niemand het gesê, maar dit sê hy, I stand with Israel. Ja, ek hou nie van undercover goed nie, maar laat God doen wat hy nou eers doen. Op 'n oggend gaan uitstaan. Jy wat gisteraan se podcast gekyk het, sal weet wat God doen. 12 jaar terug was ek gevloek. Toe ek sê ek bid ander goed. Dat Julius Malema, tell him whose daughter you are. My name is Tandy Malema. I'm Julius Malema's daughter. Okay, ons joke. Wat is jou van? Wacht eens. Wat is jou? My naam is Adria Jans van Rensburg.
Okay. Ja. Hoor gou, staan net so 'n bietjie. God is besig. Maar gou jy nou, dat maak my nou so 'n bietjie confused. Okay. God is besig om reg te skuif. 12 jaar terug, 13 jaar terug sê ek op Facebook, ek bid dat Julius bekeer. As ek dit sê vir die Christene, wedergeborenes, dan vloek party my. Sê hulle, hoe kan jy bid dat hy bekeer? Waar sy evangelie behoort jy aan? My Jesus is gespoeg, geslaan en hy sê ek vergewe hulle. Ek stem nie met hom saam nie, hoor my mooi. As hy nie luister nie, sal God hom sorg. En God sal iemand stuur. Don't worry. I do that kind of jobs. That was my jobs. Moenie laat ek backslide nie. Ek het hierdie week gesê op 'n platform vir Julius. You said you kill us, so you are a terrorist, now I can act. Maar ek het dadelik op my knieë gegaan. En gekeer wat in my kop kan gaan. Maar okay, kom ons vergeet dit nou. God skuif iets reg en ek bid dat Julius bekeer en laat Steve en hy op een platform Jesus gaan verkondig. As hulle sê hulle is by Loftus, die mense sal gaan. God skuif die goed reg. En toe ek dit eendag sê, toe klim 'n sekere seun, Devin Hofmeyer, op Facebook en hy vloek van my verskriklik. En van daar af as ek op die voorblad van die rapport beland, omdat ons duiwels uitdryf in Jesus naam, dan vloek hy my saam met 'n paar ander Christene en pastore. Dis interessant. Nie dieselfde niste nie. Ons het volgende praat ons met die hoofpriester van Satan. Hy het aangebied, kan ek jou tye regmaak? En ek het hom volgende gebel vooral, toe sê ek baie dankie, Alex, dat jy dit wil doen, en ek sal die geld gevat het by jou, want my God kan enigeen gebruik. Maar ek is baie lief vir jou, en ek is nou eers alright. Okay, interessant. Dan word ons gevloek deur party, Christene. Maar die hoofpriester reik uit na ons toe om ons te help. Maar net ek sterf vanaand, hoor my mooi wat ek sê. En Devin vloek my, en gaan aan. En 6 weke terug, stap ek in Devin, saam op 'n boot, op Galilea. Saam op baie plekke, en hy gryp my vas. En hy sê, kan ek deel wees? En Andres doop hom, my seun doop hom, in die Jordaan. En mense klim op Christene. Hoe kan julle daai man by God kry? Wat gaan aan met ons Christene? Luister hier, as Zuma vanaand bekeer, is dit vir my fyn. Dis wat God wil hê. Wie is ek en jy so high and mighty dat hulle nie kan bekeer nie? Hy vra my 3 ure lank om verskoning, ek sê jy hoef nie. En die Here gebruik hom kragtig. En gister het 'n woord uitgegaan, God gaan hom gebruik onder die Afrikaners. En gisteraand was ons lekker saam op die podcast en lekker gekyk. God skuif dinge reg. En een oggend gaan julle sien wat is al reg geskuif in Suid-Afrika.